Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek laat julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Goeiedag, ek is Paul Barnett. Baie welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. As ons dan begin vandag, kom ons word bewus van God se teenwoordigheid ook hier. Here ons God, dankie vir u genade en vir u liefde. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Heilige Gees, kom raak ons menswees aan, kom verander ons gedagtes, help ons om keuses te maak wat u verheerlik in alles wat ons doen. Ons wil u loof en ons wil u prys. Amen. Ek groet jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Vandag se tema is, hoe weet ek is in 'n gesonde verhouding? Nou, ek kan hieroor praat want ek was amper nie hierdie week hier nie. Ek het dit net gemaak. Gelukkig is my vrou 'n mediese dokter. En mediese dokters het hierdie etiese kode waaraan hulle self onderwerp wat sê, firstly do no harm. Want iewers hierdie week, toe sy besig om te praat en ek sê toe verwag, ek voel vandag soos Eskom. En ek sien toe ek het haar aandag, sy sê vir my soos Eskom. Ek sê van ja, ek het nie vandag vir jou krag nie. En as dit nie vir daai etiese kode was nie, was ek dood. So as ons praat oor verhoudings, gesonde verhoudings, dan gaan dit oor 'n verhouding waar jy vervuld is, waar dit 'n verhouding is waaroor jy opgewonde is. Maar soveel kere in berading hoor ek van mense wat praat of 'n verhouding gesond is of nie gesond is nie. En ons sal vandag kyk na wat 'n gesonde verhouding is. Sekulêr sê hulle gesonde verhouding is 'n interaksie gebaseer op liefde, wederwysige respek, vertroue, oop kommunikasie en ondersteuning. Dit laat beide partye toe om hulle eie individualiteit te behou, veilig te voel en mekaar se groei aan te moedig. Dit floreer op gesonde grense en empatie. Ja, dit is my so mooi beskrywing van 'n gesonde verhouding, want 'n gesonde verhouding soek die beste vir die ander. 'n Gesonde verhouding gebeur vanuit 'n punt waar ek tevrede is met wie ek is in my eie lewe. As ons kyk na 'n gesonde verhouding, dan besef ons maar 'n baie belangrike aspek van 'n gesonde verhouding is emosionele intelligensie. En die mense wat werk rondom emosionele intelligensie, dink hulle die afgelope paar jare 'n klomp dinge gesê wat nuut is. Want hulle sê, emosionele intelligensie begin by die eerste boublok van selfbewustheid, die tweede boublok van selfbestuur, die derde boublok van sosiale bewustheid en die vierde ene van verhoudingsbestuur. En ons gaan 'n bietjie kyk hoe werk hierdie emosionele intelligensie saam met die Bybelse begrip van 'n goeie verhouding. Nou as die Bybel praat oor 'n verhouding, dan besef ons die Bybel beskou verhoudings as die grondslag van die menslike ervaring ontwerp om God se natuur te weerspieël. Yes, hoor hierdie definisie. Die Bybel beskou verhoudings as die grondslag van die menslike ervaring, ontwerp om God se natuur te weerspieël. So jy moet God se natuur beleef in 'n verhouding. By jou ou, by jou meisie, by jou verloofde, by jou huweliksmaat. Jy moet iets van God beleef, sy natuur in hierdie verhouding. En daarom beklemtoon die skrif wederwysige onderdanigheid, vergifnis, eerlikheid, bereidheid, willigheid om ander se belange bo jou eie te stel. Die hele gedagte van Efesiërs 5 vers 19, waar Paulus praat en hy sê, maar as die Heilige Gees jou vervul, sal jy uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Wanneer jy die Heilige Gees in jou lewe het, dan gaan dit daaroor dat jy God wil verheerlik in alles wat jy doen, en dan besef jy dat jou maat is God se lievelingskind vir wie hy aan die kruis gesterf het. En die manier hoe jy teenoor jou maat optree, weerspieël jou respek vir die God wat vir haar of vir hom gesterf het. En daarom probeer ek in die verhouding op so 'n manier leef, dat God sigbaar is. En as ons dan teruggaan na daai 4 boublokke van die emosionele intelligensie, dan besef ons dat as ons gaan kyk na die gawes van die Gees, dan oorvleuel die gawes van die Gees en hierdie 4 boublokke van emosionele intelligensie.
En ons gaan 'n bietjie kyk wat sê Galasiërs 5 daaroor, en ons gaan lees van Galasiërs 5 vers 13. Daar staan, julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar met liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou 2 weke terug het ons gepraat spesifiek oor hierdie gedeelte soos dit staan in Deuteronomium 6, soos dit staan in Matteus 22. En nou kyk ons hoe Paulus hierdie groot gebod verder vat. As hy sê die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En julle kan onthou in Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 staan daar, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en al jou krag. Dis die groot gebod. En toe het Jesus gekom in Matteus 22, daarvan af vers 37, en dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou medemens lief hê soos jouself. En hy kom vat hierdie gebod wat ons kry in Deuteronomium 6, en hy sê dit lyk so as jy die Here lief het. Dit lyk soos wanneer jy jou medemens lief het soos jouself. En as Paulus dan in Galasiërs en Johannes en 1 Johannes kom, dan sê hulle, maar die hele wet is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Want hierdie weerspieëling van jy met jou naaste lief hê soos jouself kan slegs gebeur as God in jou lewe werklikheid is. As die Heilige Gees in jou lewe is en deur jou lewe werk. Dan gebeur dit. Dat jy besef hoe belangrik is die mense rondom jou. En dan het jy hulle lief. En dan lê daar 'n belangrike ding in hierdie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien, want selfliefde is nie hier nie ego nie, dis nie hier waar ek dink hoe belangrik is ek, hoe wonderlik is ek nie, dis hier waar ek besef hoe belangrik is ek vir Christus. Ek is so belangrik vir God dat Christus Jesus aan die kruis gesterf het vir my, die dood gebreek het en opgestaan het. En omdat ek vir hom so belangrik is die manier hoe ek na myself kyk, 'n manier wat ek doen uit respek vir Christus. En omdat ek vir God so lief het, kyk ek na myself. En het ek myself lief ter wille van Christus. En dan is dit nie meer 'n liefde wat oor my gaan nie, maar liefde wat gaan oor God. Jy sien, in hierdie liefde is dieselfde liefde wat jy uitleef in 'n verhouding. Jy het jouself lief ter wille van jou huweliksmaat, van jou verloofde, van jou ou, van jou meisie. Want dit is slegs wanneer jy jouself lief het, wanneer jy verander op dieselfde manier kan lief hê. En daarom as ons kyk na die 4 boublokke, soos julle daar op die prentjie sien, en jy hoor jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan sien ons die laaste gedeelte, jy met jou naaste lief hê soos jouself, breek dan op en skuif vorentoe. Want hierdie lief hê soos jouself gaan oor jou eie selfbestuur en jou eie selfbewustheid. En dan jy met jou naaste lief hê gaan oor verhoudingsbestuur en sosiale bewustheid. So wanneer die ouens sê emosionele intelligensie het hulle hierdie nuwe goed ontdek, het hulle eintlik net verstaan wat die Bybel al vir jare lank sê. En daarom, as ons nou Galasiërs 5 vers 13 gelees het, wat sê ons moet die hele gebod doen, jy met jou naaste lief hê soos jouself, dan sê vers 15, maar julle byt en verskeer mekaar, pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons maar, ons moet mekaar dien met liefde, en ek moet steeds toelaat dat die Gees van God my lewe beheers. Nou, dit is so belangrik, want ons moet besef dat die Bybel beskou verhoudings as die grondslag van die menslike ervaring ontwerp om God se natuur te weerspieël. En God se natuur is nie dat wanneer jy die Heilige Gees aanneem, dan kom die Heilige Gees en hy neem jou lewe oor en jy het geen meer vrye wil en hy doen al hierdie goed nie. Nee, wanneer ek mekaar in liefde dien, dan wanneer ek sê, die Heilige Gees het ek ontvang en die vrugte van die Gees, dan is dit nie net iets wat God deur my doen nie, maar dit is iets waar God my leer om my knie voor hom te buig, om keuses te maak, om dit wat die Gees op my hart lê te doen, want hy gaan my nooit dwing nie. Hy gaan nooit my eie wil vir my wegneem nie. Hy gaan vir my die keuse gee, sodat ek kies om hom te dien soos hy is. Vervulling met die Heilige Gees is nie dat ek nou minder mens is omdat God oorneem en God hierdie dinge doen nie. Dis dat ek die volle mens is.
En kies om hierdie God wat se wil in my hart 'n bewuswording word te volg met my keuses. En daarom wanneer ek hierdie selfbewustheid het, as ek my eie emosies ken, as ek verstaan wat in my aangaan, as ek verstaan wie ek is, dan sê selfbewustheid is die vermoë om jou eie emosies, sterkpunte, swakhede en waardes te erken en te verstaan. En hoe dit jou gedagtes en jou optrede beïnvloed. Jy sien, wanneer ek emosionele intelligensie het en selfbewustheid is 'n werklikheid, dan is dit die plek waar ek myself spieël voor wie die Heilige Gees vir my sê ek moet wees. Wie God se droom vir my is om te wees. En dan kan ek sê, ek ken my sterkpunte. Ek weet wat is die gawes wat God vir my gee. Ek weet wat is die talente wat God vir my gee. Maar ek verstaan ook waar daar dinge in my lewe gebeur wat my so seer gemaak het, dat ek nog op verkeerde maniere optree. Dat ek dinge doen wat ander mense seer maak, en hierdie selfbewustheid word dan 'n boublok vir iets volgende in my verhoudings. En as ek hierdie selfbewustheid het, dan kom maar selfbestuur, en die selfbestuur sê, dis die vermoë om jou emosies te beheer en aan te pas by veranderende omstandighede. Dit behels om kalm te bly onder druk en verantwoordelikheid vir jou dade te neem. Jy sien, wanneer ek selfbewustheid het, selfkennis het, wanneer die Heilige Gees my kom oortuig van wie ek is, van die sondes in my lewe, maar ook van die mooi in my lewe, dan kom daar 'n punt wat ek sê, ek is nou nie net uitgelewer aan die goed wat met my gebeur het nie, maar daar is ook selfbestuur. Ek kan 'n keuse maak deur die krag van die Heilige Gees om anders op te tree. Daar kom situasies waar ek kwaad is, daar kom situasies waar ek teleurgesteld is, daar kom situasies waar ek hartseer is, en ek is geregtig op die emosies. Maar die manier hoe ek optree, bly my keuse. Ek vat die verantwoordelikheid, dan om te wees wie God my gemaak het om te wees. En wanneer hierdie twee aspekte saamkom, dan kom daar 'n punt dat ek gemaklik is in my eie vel. En vir enige verhouding om te werk, moet daar eers 'n plek wees waar ek gemaklik is met myself. As ek nie gemaklik is met myself nie, dan kan ek nie verwag ander mense moet gemaklik met my wees nie. En as ek nie gemaklik is met myself nie, dan is ek heelpad besig om myself te kritiseer, heelpad te dink ek skiet tekort, heelpad te dink ek is swak, en dan doen ek dieselfde met ander mense ook. Want 'n mens wat nie gemaklik is met hulle self nie, kan nie gemaklik met ander mense wees nie. En dit maak dat ek dan in 'n ongesonde verhouding is. Nie omdat die verhouding ongesond is nie, maar omdat ek ongesond is. En daarom begin hierdie selfbewustheid dan by 'n plek waar ek sê, Here, help my. Johannes die Doper bid, Here, U moet meer word en ek moet minder word. Om hierdie gebed te bid, Here, maak my bewus van die dinge in my lewe wat nie reg is nie, sodat ek die verantwoordelikheid kan vat om meer te word soos U, sodat ek kan kies om op te tree sodat U verheerlik word. En dan word daai selfbestuur die situasie dat wanneer ek in 'n verhouding is en daar word dinge gedoen wat my seer maak, dat ek sê, ek is seer, maar dis wie ek kies om te wees. Ek tree nie op uit 'n reaksie uit nie, ek tree op vanuit wie ek is in Christus. En hierdie sien ons soveel keer in ons lewens. Soveel keer in pastoraat, dat mense wat nie gemaklik is met wie God hulle gemaak het nie gemaklik is met die ander persoon nie, en die ander persoon probeer verander. Dis die persoon in 'n verhouding wat heelpad vir die ander persoon sê nee, wat hulle moet doen en hoe hulle dit moet doen. Dis die persoon wat amper beheer vat oor daai persoon se lewe, wil seker maak hoe lyk hulle, wat het hulle aangetrek, wat mag hulle aantrek, wat mag hulle nie aantrek nie, waarheen mag hulle gaan, wat mag hulle nie doen nie. En die oomblik wanneer dit daai magsding word, daai beheer word, dan gaan dit oor my onsekerheid. Dan gaan dit daaroor dat ek nie gemaklik is met myself nie. As jy in 'n verhouding ingaan omdat jy soek dat iemand jou gelukkig maak, dan wil ek vir jou sê, dan gaan jy in 'n verhouding in wat baie ongemaklik gaan wees. Want geen verhouding gaan jou gelukkig maak nie. Jy gaan in 'n verhouding in, omdat jy klaar die geluk by God gevind het, en jy iemand soek met wie jy het kan deel. Daarom is hierdie eerste twee blokke van emosionele intelligensie so belangrik. Selfbewusheid en selfbestuur,
Want dit lei my tot op 'n plek waar ek as gelukkige mens die vaardigheid het om in 'n verhouding in te gaan. Dan sê vers 17, wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil doen nie, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge. Nou as jy mooi gaan kyk na hierdie praktyke van die sondige natuur, dan gaan dit nie soseer oor hierdie verkeerde goed wat jy doen nie, maar hierdie goed wat jy doen om op 'n manier sin vir jouself te kry, op 'n manier doen sodat jy goed kan voel oor jouself. Gaan kyk na elkeen van hierdie goed. Dis 'n ongesonde selfbeeld wat onder al hierdie goed staan, want jy mis uit oor wie God jou roep om te wees. En daarom, as jy die basis van hierdie verhouding wil afbreek, dan moet hierdie eerste 3 blokke nie in plek wees nie. Dan is dit nie die ander persoon met wie jy in die verhouding is wat die probleem is nie. Dis nie wat jy in hierdie persoon se lewe sien en doen nie, dis jy wat die probleem is. En jou optrede word sodat die ander persoon naderhand van jou wegtrek. Dan kan jy nie 'n sosiale bewustheid hê. Jy kan nie die behoeftes van die ander persoon raak sien nie. Jy kan nie die mens wees van die ander persoon raak sien nie. Jy kan nie empatie vir die ander persoon hê nie. En jy kan ook nie in hierdie verhouding met hulle gaan nie, omdat die basis in jou eie lewe stukkend en seer is. Teks gaan verder en sê, ek waarsku julle soos ek julle al van vroeër af gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. En hier dink ons baie keer, as ek hierdie verkeerde goed doen, dan gaan ek nie eendag hemel toe nie. Nee, dis glad nie wat daai teksgedeelte sê nie. Ons gaan nie hemel toe moet ons goed reg doen of verkeerd doen nie. Ons gaan die hemel toe omdat die Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Maar deur die hele Nuwe Testament sê Jesus Christus, die koninkryk van God het naby gekom. Dis nie meer eendag daar na die dood nie, dis hier, dis nou al wat ek leef in die koninkryk van God. Toe Christus sterf aan die kruis, die dood breek en opstaan, het die koninkryk van God gekom. En die koninkryk van God is nou vir ons 'n werklikheid. Maar ons gaan uitmis op die koninkryk van God as die Heilige Gees ons nie bewus maak van wie ons is in ons menswees nie, my identiteit nie. As die Heilige Gees my nie oortuig dat ek gemaklik met myself kan raak omdat ek kan leer wie ek is nie. Kan bewus word van die goeie punte in my lewe en daar bou nie, en kan bewus word van die slegte punte in my lewe en daaraan werk nie. Daaraan werk deur die genade van die Gees. Maar dit beteken ek moet baie keer by iemand gaan sit. Ek moet gaan na 'n pastorale begeleier toe, ek moet gaan na 'n geestelike mentor toe, ek moet gaan na iemand wat met my spirituele pad stap, sodat ek van hierdie seer in my lewe kan eien en kan sê ek is nie meer gevange daarvan nie, ek kan kies om anders te op te tree. Want jy sien, jy kan nou vir die Here Jesus as jou saligmaker hê en die koninkryk van God hier mis, want jou verhoudings kan stikkend wees. Jy kan uitmis op die vreugde van God en onthou, 'n verhouding is waar God gewys word vir die ander persoon. En as ek nie toelaat dat die Gees so met my die pad stap nie, kan ek uitmis. Vers 22 sê, die vrug van die Gees daarteenoor is die liefde, die vreugde, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die goedhartigheid, die getrouheid, die nederigheid en die selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Nou as jy hierdie hoor, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dan is dit nie net goeders wat die Heilige Gees deur jou kom doen nie. Dis omdat jy God ken en God se liefde beleef, reageer jy teenoor die Heilige Gees. En is die vrugte dan daarvan dat jy liefde leef. Omdat ek geliefd is, kan ek liefde lees. Omdat ek vreugde het, kan ek vreugde deel na ander mense toe. Mense wil baie keer sê, ek neem die Here aan en nou moet die Heilige Gees my vreugde gee. Vreugde ontvang ek wanneer ek myself leer ken in die oë van Christus. Vreugde ontvang ek wanneer ek toelaat dat die Heilige Gees vir my wys hoe hy my gemaak, wat is my doel, wat is my passies, wat is my menswees. Vreugde ontvang ek wanneer ek besef die slegte dinge wat my gebeur het, wat maak dat ek verkeerd optree, kan ek voor God se voete kom lê en ek kan kies om anders te leef. En dan word hierdie vreugde iets wat vanuit my binneste kom.
omdat ek doelbewus lewe met 'n passie. En ek kan hierdie vreugde in 'n verhouding inbring. Is iemand wat vrede het, die vrede wat, die rustigheid, dat ek tevrede is met wie ek is. Dat ek besef die lewende God is vir my lief. Die lewende God is my so lief dat hy aan die kruis kom sterf het, die dood gebreek het en opgestaan het, omdat ek vir hom kosbaar is. En dan kan ek die vrede uitleef in 'n verhouding. Geduld, omdat ek besef, God vra nie vir my om dit alles in een dag reg te kry en hy staan oor my met 'n lat nie, maar hierdie God sê vir my, hy stap saam met my die pad, hy oortuig my daagliks van die goed in my lewe en die dinge in my lewe wat ek moet regmaak, en hy het die geduld met my om dit reg te maak, en daarom het jy in 'n verhouding geduld met ander, gee jy vir hulle ruimte ook rondom hulle swakpunte, hulle sukkelpunte om te groei, om te ontwikkel. Die vriendelikheid wat dan deurloop, omdat dit maklik is om vir ander lief te hê. Want ek wil nie hulle moet verander sodat ek van hulle hou nie. Ek is vriendelik, omdat ek hulle love vir wie hulle is. Die goedhartigheid dat ek sê, dan wil ek dien. Ek wil vir hulle iets doen wat die lewe vir hulle lekker maak. Want dis wat ek beleef God vir my doen. Die getrouheid, omdat ek weet, hierdie God wat was en wat is en wat sal wees, is elke oomblik by my, en ek besef dat, selfs wanneer ek val en fout maak en stikkend is en dom besluite maak, kom hierdie God wat getrou is terug en kom giet hy sy genade oor my uit, en daarom kan ek dit ook met die mense in my lewe doen. En daarom weet ek is nie hierdie amazing mens nie, ek is 'n mens wat begenadig is deur God, en sy gees is nog steeds besig met my. En dan maak die nederigheid dat ek vir ander mense dieselfde ruimte kan gee. Dat ek nie my behoeftes bo hulle behoeftes plaas nie. En dit bring selfbeheersing. En as ons dit verstaan, dan sien ons maar in hierdie blokke wat die teorie rondom emosionele intelligensie bou, sê hulle, as ek selfbewustheid het en ek het selfbestuur, dan kom daar 'n punt waar ek sosiale bewustheid het. En die sosiale bewustheid is die vermoë om die emosies van ander te lees, te verstaan en daarop te reageer. Dit sluit in om ander se perspektiewe in te neem en empatie te toon. Dit beteken wanneer ek op 'n punt gekom het in my eie lewe, dat ek my emosies kan verstaan. Kyk ek na ander mense nie meer deur my emosies nie, maar soek ek wie hulle is en wat hulle beleef. En dan kan ek sinvol daarop reageer. En dit beteken ook, ek kan hulle perspektiewe sien, al stem ek glad nie met hulle saam nie. Kan ek hulle nog steeds daarvoor respekteer en kan ek empatie betoon. En wanneer my selfbewustheid en my selfbestuur dan konnekteer met sosiale bewustheid, dan kom daar 'n plek in my lewe waar ek in verhoudings met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing leef. En dit word 'n punt waar ek 'n vervulde lewe het, waar ek voel, wow, dis vir my so lekker om tussen mense te wees. Dis vir my so lekker om waar ek te leef, want die lewe maak soveel sin, want ek vind dit in myself en ek vind dit in mense rondom my. En dan as ek in hierdie mense rondom my begin lewe, en ek het verhoudingsbestuur, dan is dit die vaardigheid om effektief te kommunikeer, konflik te hanteer, samewerking te bevorder en ander te inspireer. Want mense wat gemaklik is in hulle eie lewe, mense wat vervul is deur die Gees, mense wat op 'n plek is waar hulle opgewonde is oor wie God hulle gemaak het en waar hulle op pad is, bewus is dat hulle werk aan goed, kan begin leef met hierdie ding dat die lewe is die moeite werd. Nie omdat ek prestasies behaal nie, nie omdat ek sekere resultate kry nie, maar ek is gelukkig in myself. En dan gebeur daar hierdie wonderlike ding, dat hulle roeping verstaan. En dan word roeping om God lief te hê, my hele hart, my hele siel en my hele verstand en my medemens soos my. Ek het nie nodig om iets met hulle te bereik nie, ek het nie nodig om hulle iewers uit te kry nie, ek het nie nodig om hulle te verander nie, ek het 'n plek waar ek mense toevou met liefde vanuit myself. En dan sê vers 24, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al hulle hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie kwaad, ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of mekaar afgunstig wees nie. Hoe wonderlik is dit? Ek behoort aan Christus Jesus. En daarom kan ek my eie stikkende behoeftes voor sy voete kom lê, dis saam met hom gekruisig.
Want deur hom kry ek genesing en nou leef ek deur die Gees. En nou sê ek, Heilige Gees bepaal my gedrag. En onthou, dis nie nou magic, nou doen die Heilige Gees net die regte goed in my lewe nie. Nou kom die Heilige Gees en hy maak my bewus van die goed waaraan ek moet werk. En dan kies ek om te leef. En dan word 'n lewe deur die Gees 'n lewe waar ek verantwoordelikheid neem om in elke verhouding waar ek is, God se natuur te weerspieël. Want onthou, dis 'n goeie vir 'n gesonde verhouding. Dis die grondslag van menslike ervaring, ontwerp om God se natuur te weerspieël. As ek in enige verhouding van waar ek is, God kan leef, dan word dit 'n gesonde verhouding. 'n Verhouding waar genade en liefde en vergifnis 'n werklikheid is. Dan word dit 'n verhouding waar ek ruimte gee vir iemand anders om te leef soos die Gees hulle lei. En daarom is 'n gesonde verhouding nooit 'n verhouding waar een persoon beheer neem oor 'n ander persoon se lewe nie. 'n Gesonde verhouding is nooit 'n verhouding waar een persoon selfs eers geestelik vir die ander persoon sê waar hulle moet wees nie. 'n Gesonde verhouding is wanneer ek in my verhouding met Christus op so 'n plek is dat ek die ander persoon toelaat om in die plek te wees waar hulle in hulle verhouding met God is. En hulle aan te moedig en te inspireer, nie om hulle te domineer en te vertel nie. En dan kom dit op 'n plek waar 'n gesonde verhouding tot eer van God is. Waar is jy in jou verhoudings? Jou verhouding met jou man, jou vrou, jou verloofde, jou meisie, jou kinders, jou verhouding met jou vriende. Want jy sien, hierdie is die basis van al hierdie goed. En jy kan sê, ek wil graag 'n gesonde verhouding hê, en as jy kyk na daai klomp boksies wat so op mekaar staan, as ek daai onderste boksie van selfbewustheid uithaal, of die boksie uithaal van sosiale bewustheid uithaal, dan voeter al hierdie goeders in mekaar. Want dis die manier hoe God ons aan mekaar gesit het, is dat dit begin in die eerste plek, by hierdie dat die Heilige Gees my oortuig van wie ek is. Sodat as ek as mens gesond is, ek 'n gesonde pad vorentoe kan stap. Dink vir 'n oomblik na oor hierdie boksies in jou lewe. Dink na oor, is jy 'n mens wat emosioneel intelligent is? Is jy 'n mens wat deur die Gees vervul is? En in die Geesvervulling het jy oorgegee. En ken jy jouself op hierdie manier? Mense wat in verhoudings met jou is, hoe beleef hulle jou? Is jy besig om te leef soos God jou vra? Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat jy die God van genade en liefde is. Dankie dat jy met ons hierdie pad stap. Here, dankie dat wanneer die Gees in ons lewens inkom, ons die kans het om nou reeds die koninkryk van God te beleef, ook in ons verhoudings. Omdat ons in ons verhoudings u karakter uitleef, nastreef. Here, help ons dat ons op so 'n manier sal leef, dat die mense vir wie ons lief is, toegevou sal word deur die genade, liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, en dat hulle selfbeheersing sal beleef. Here, daarom bid ons, maak ons bewus van ons talente, ons gawes, van die mooi wat U ons gee, sodat ons vir onsself kan lief wees. Maak ons ook bewus van die dinge in ons lewens wat nog verkeerd is, waar ons eie ego ons nog dryf, of waar stikkende seer uit die verlede uitmaak, dat hierdie goeders nog hou vas op ons het. Dat ons voor U kan kom buig en hierdie goed vir U kan gee en kan kies om doelbewus so te leef, dat ons kan verantwoordelikheid vat vir ons keuses en die regte keuses leef, sodat ons ook na mense rondom ons kan kyk en bewus kan word van hulle emosies en hulle menswees en hulle behoeftes. Dat ons konflik sal kan hanteer, omdat ons ordentlik kommunikeer, liefhet, uitreik, omgee. Dat ons gemaklik in ons vel sal kan wees, dat ons roeping sal kan uitleef, vervuld kan wees. Ander die ruimte kan gee om hulle roeping uit te leef en vervuld te wees, sodat ons gesonde verhoudings kan wees. Here, laat U koninkryk kom, hier op aarde alreeds. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here ook te loof met ons dankoffer, om vir die Here te eer vir wie ons gemaak het, en dat dit nie net gaan oor onsself nie, dat ons ook in 'n verhouding is met mense om ons gemeenskap in hierdie wêreld, en dat ons op 'n manier ook in hulle lewens wil inbou. Kom
Kom ons eer die Here ook op hierdie manier. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy so vervul wees met die Heilige Gees, dat die gawes van die Gees in jou lewe 'n werklikheid is. Dat jy die Here jou God sal lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, dat jy jou medemens sal lief hê soos jouself. Amen.